Ons sê weer baie welkom hierso van die Durbanville Rugby Club, waar ons getrakteer is op twee wonderlike wedstryde tussen die 220 spanne en daarna die tweede spanne. Pragtige skare vanmiddag hierso, heerlike rugby weer. Dis so mooi, dis lekker om te sien hoeveel mense kom kyk die rugby in die Kaap. Klub rugby in die Kaap is baie gesond en dit is absoluut 'n voorreg om hierdie wedstryd aan u te kan bring. Van my agter die mikrofoon vandag Willie Nel, wat hierdie wedstryd aan u gaan begin as die skeieregter meneer Jaco Smit op die veld kom en ons is reg vir die twee spanne op die veld gaan draf. Aan die kant van Durbel het ons op heel agter. Ons kyk eers gou na die spanne van 'n stel soos hulle op die veld gaan verskyn. Die manne van van 'n stel op loskopstit het ons vir Tristan Leitch. Die vaskopstit het ons vir Chadley Lekay en die hakker Brandon Smith. Die twee slotte vanmiddag het ons vir JL De Lange, hy's onderkaptein, en Kyle Bender. Hy draai nommer 5 try. Dan het ons nommer 6 flank het ons vir Frank Kalonje en 7 het ons vir Kyle Mulford. Die 8ste man het ons vir Karl Truter, wat ook natuurlik vir die Boland Curriebeeker rugby gespeel het. Dan het ons die agterspelers en so nommer 9 het ons vir Brandon de Kok en dan vir nommer 10 Edel Jagers, wat natuurlik vir die Valke gespeel het. Hy het vir Paul Roos gespeel, ook Kruivenweeg gespeel, 'n baie goeie skitterende losskakel. Dan die twee vleuels vanmiddag het ons vir nommer 11 treds vir Matthew Alexander en nommer 14 het ons vir Enver Brand. Die twee centers vanmiddag het ons vir Lyle Hendricks. Lyle Hendricks 'n groot speler vir die WP gespeel, baie lekker Curriebeeker rugby speel. Hy dan natuurlik ook die kaptein van hierdie span van der Stel. En dan het ons ook vir Enver Quentin Bouwman saam met hom. En dan het ons die heel agter het ons vir Stewart Jacob. Dit dan Lyle Hendricks wat sy span op die veld lê. Groot applous vir van der Stel wat op die veld kom. Lyle Hendricks wat sy span op die veld lê. Ons kyk gou na die span van Durbel, Christian Lambrecht in sy 17de wedstryd. Nou loskopstuk Christo Greiling nommer 3, hy speel sy 22 wedstryd en Justin Kibru, hy sien naker, hy speel sy 18de wedstryd. Dan het ons vir nommer 4 Carlo van Grenen, hy maak sy debuut vanmiddag hierso. Van Grenen wat sy debuut maak hierso, dit is as Pieter Smit die span op die veld lê. En dan natuurlik het Carlo ook vir Boland gespeel as Pieter Smit wat vandag in die nommer 7 try speel. Gewoonlik is hy die 8ste man. Hy is die kaptein. Dan die twee slotte het ons gesê Janse van Rensburg, nommer 6 Hanno Stofberg, Pieter Smit soos ons gesê het die kaptein. En dan Andre Hannekom wat gewoonlik nommer 7 speel, omgeruil. Hy speel 8ste man vandag. Die agterlyn nie veel verander nie. Goodwill Fleer, hy speel in sy 43ste wedstryd. Moet sê Pieter Smit speel in sy 52ste, Han in sy 69ste wedstryd. Keegan Joubert, hy speel natuurlik vir die manne van Zimbabwe wat ook in 'n kwalifiserende wedstryde moet speel binnekort. Hy speel in sy 3de wedstryd vandag hier vir die manne van Durbel. Dan die linkervleuel het ons vir Hanno Jordaan, hy speel in sy 34ste wedstryd en Janiel Losper wat laaste keer center speel het. Hy speel vleuel vandag in die plek van Reis Du Plessis, Carl Du Plessis se seun wat nie vandag speel nie. En dan die twee centers en ons nommer 12 in sy 132ste wedstryd vandag. Kyk maar uit na hierdie man, Tiandre Duyn, skitterende wedstryd wat hy speel. En dan natuurlik het ons nommer 13 wat alom bekend staan as die monster en dit Grand Hermanus wat selfs 'n WP speler is wat die heel agter is. En die skeieregter soos meneer sê, Jaco Smit, hy vra vir die manne, is julle gereed? Die manne is gereed, hy blaas 'n vletjie en dit is die manne van der Stel wat hierdie wedstryd gaan begin. Onder die bal is dit die manne daar so van Durbel pragtig voor die bal uit die lug uitgevat. Op wat is nie 25 en die 10 tree oorkant van die veld. Skeieregter wat sê die bal vorentoe gaan vir die manne van Durbel. En sommer baie vroeg in hierdie wedstryd het ons eerste skram. Eerste skram is soos al reeds gesê baie belangrik. Baie belangrik. Baie goeie voorwedstryd wat ons gesien het, net bietjie ontskuur in teen die einde van die wedstryd. Groot skare, heerlike rugby wat ons vandag hier so sien. Ons word regtig getrakteer op wonderlike rugby. As dit meneer Smit is wat bietjie dan met die manne praat, presies vir hulle sê wat hy wil hê, wat hy nie wil hê nie, hoe hulle dit moet doen, hulle dit nie moet doen nie. En dan stap hy hom dan na die ander kant toe. En dit is Brandon de Kok, skramskakel van der Stel wat hierdie bal gaan ingooi. Ons sien uit na hierdie twee stryd tussen Lyle Hendricks
die binnensenter en kaptein en Grant Hermanus, albei WP Curriebeeker spelers. Pragtige skram, die manne wat mekaar opdreen. Skeieregter wat sommer vroeg in die wedstryd vir Dubbel sê, pragtige skram manne. En hy ken 'n strafskop toe aan die manne van Dubbel. Strafskop aan Dubbel, eerste skram van hierdie wedstryd. Soos gesê, baie belangrik om sommer vroeg jou stempel af te druk in 'n wedstryd. En Dubbel baie vroeg in hierdie wedstryd 'n baie goeie skram. Hermanus wat gaan kantlyn te skop aan die oorkant. Hermanus natuurlik met 'n baie goeie voet. Hy gaan hierdie bal uitjaag, 'n baie goeie skop deur Grant Hermanus. Hy verplaas spel tot binnekant die 25 meter oorkant van die veld nou van die manne van der Stel. Baie goeie skop deur Grant Hermanus, natuurlik 'n baie bekende rugby speler lank vir die WP gespeel. Dink 'n man wat nog steeds 'n kans verdien om op bo vlak te speel. Grant Hermanus wat natuurlik vir Valsbaai gespeel het. Eerste seisoen wat hy hierdie jaar hierso speel. Ek dink sy derde of sy vierde wedstryd wat hy vandag speel vir sy nuwe span, manne van Durbel. Pragtig daar in die lyn staan. Lyk my, is dit Anu Stoffberg wat die bal kry. Dit is die manne van Durbel wat pragtige losgemaal opsit. Hulle is nog besig met die losgemaal, 'n pragtige losgemaal. Die skeieregter wat so vletjie blaas. Hier gaan 'n strafskop kom weer vir die manne van Durbel. Skeieregter sê julle kom van die kant af in, die manne. Julle kan nie van die kant af inkom nie. Meneer Smit wat vroeg sy stempel ook afdruk op hierdie wedstryd. Hermanus vir die kantlyn gaan opsoek oorkant van die veld. Hulle besluit hulle gaan kantlyn toe kyk of hulle weer 'n losgemaal kan opsit. 'n baie goeie losgemaal. Van die eerste lyn staan van hierdie wedstryd oorkant van die veld. En dit is nou Justin Kipiru. Dit is 18de wedstryd wat hy vandag hier vir die Dubbel speel wat hierdie bal gaan ingooi. Pragtig in lyn staan. Is dit Carlo van Greene wat sy debuut maak hierso van die bal in die lug uitraak. Hulle wil weer begin met 'n losgemaal. Dis nog steeds die manne van Dubbel wat vorentoe gaan. Nog steeds die manne van Dubbel wat sê die skeieregter. Ja, die 3 word gedruk aan die oorkant van die velde. Skitterende rolmaal aan die kant also van Dubbel. So nou vir sê wie opstaan om met die bal. Dit lyk my dis Justin Kipiru, die hakker wat opstaan met die bal. Pragtige rolmaal aan die kant van die manne van Durbel. Dit sê die voorspelers van Durbel wat pragtig speel in hierdie staan van wedstryd. 3 vaste fasette en 3 strafskoppe wat hulle gekry het. 'n Skram en van die lyn staan af. Absoluut skitterend. En Hermanus wat hierdie bal gaan stel, 'n baie skynskop. Hy gaan die bal stel so wat 5 meter, 6 meter buitekant die 25 meter. So wat 4 meter aan die oorkant van die veld. Hermanus wat natuurlik die voorste puntermaker in die reeks is sover in die Super A-liga. Baie gevaarlike heel agter. Gaan vorentoe kom, hy tref die bal trek pragtig, die bal trek skitterend, die bal trek. Ongelukkig trek hom 'n bietjie links verby. Ongelukkig net bietjie links verby. Maar Grant Hermanus natuurlik die voorste puntemaker in die Super A-liga van der Stel, die eerste jaar wat hulle Super A-liga speel. Pragtig wat hierdie manne opgekom het in 4 jaar se tyd, hulle van onderste divisies afgekom, elke jaar hulle divisie gewen en hier sien ons hulle vandag in die Super A-liga en ek dink hier was baie goeie jare vir die manne van der Stel. En dit lyk my dit is Brandon de Kop wat spel gaan begin. Ja, lekker hoë ene. Onder die bal is dit net die dubbel wat hierdie bal kan kry nie. Hulle lyk my dit is die manne van der Stel wat die bal vorentoe laat val het. Skeieregter meneer Smit sê dit is die manne van der Stel wat die bal eers van hulle vingerpunt af vorentoe gaan het. Vaste skram en dit is nou weer die manne van Durbel, Lefleer wat hierdie bal gaan ingooi in hierdie vaste skram. Op wat so wat 15 meter binnekant hulle halfgebied. Wat 16, 17 meter van die oorkant se kantlyn. Lefleer wat hierdie bal gaan ingooi. Keegan Joubert wat ons sê wat internasionale speler vir weer eens 'n vaste skram strafskop wat die manne van Durbel kry. Lyk my die manne van der Stel 'n bietjie swaar kry in die vaste skram. Durbel wat natuurlik 'n baie goeie pak het. En Lyle Hendricks wat net daar met die skeieregter gaan vra wat is fout, wat doen hulle verkeerd. Skeieregter wat vir hom sê wat hulle verkeerd doen. Nie mooi gesien wat die skeieregter wys nie. Hermanus wat gaan oorkant toe skop. Hy gaan hierdie bal uitskop. Waar gaan hy die grensregter staan? Gaan kyk waar staan hy. Hy gaan staan so wat 14 meter binnekant die
halfgebied nou van die manne van der Stel oorkant van die veld. En Justin Kipidu wat 'n pragtige 3 van 'n losse maal gedruk het wat die bal gaan ingooi in die lyn staan. Durbel wat voorloop met 5 punte teenoor die geen van die besoekers van der Stel. Hierdie bal gaan agter toe, pragtig in lyn staan. Is dit lyk my Hanneke wat die bal pragtig geligheid vat. En dan sit die manne van Durbel wat opgaan. Hulle wil daar die bal nou vinnig kry, gaan hulle vinnig kry losgemaak, maar as die bal die kom bietjie stadiger uit. As die hande daarso van Zandse van Rensburg. Hy word vasgevat. Die skeieregter is blykie blaas. Hy sê die manne hou die bal vas. As die manne van der Stel die bal wil afneem. Manne van der Stel wat die bal wil afneem. En lyk my dis nommer 6 Frank Kalonje wat pragtig meegeding het. En Errol Jaggers wat gaan kyk hoe ver hy hierdie bal kan uitskop. En vorentoe kom hy skop hierdie bal. Hy gaan nie so ver skop soos wat hy wou gehad het nie. Skare wat moet keer. Skare wat moet keer dat hierso die bal nie kom. En dit ons lyn staan en dit is Brandon Smith wat hierdie bal gaan ingooi. Brandon Smith wat gaan gooi. Gaan hy gooi voor agter in lyn staan. Hy gaan agter toe. Pragtig is dit die bal wat beheer word daarso deur Karl Bender. Hy laat op die kom bal na Hendricks. Hendricks laat kry die bal weg, maar 'n pragtige 'n duikslag daarso. Lyk my dit was die regtervleuel of die senter also van die manne van Durbel wat die en dis die ons sê die manne van Durbel wat pragtig vorder. Dis 'n pragtig aan die oorkant die manne van der Stel kan mooi sien. Die sydsregter wat saam weer omhoog skiet. Hy kom nog 'n strafskop aan die manne van Durbel. Kon net nie sien wie daar lekker met die bal gehardloop het die nou sit aan die ander lyk my daarso van Christo Greiling. Nou is daar aan die ander nou sien Christo Greiling. Dit was 'n Christian Lambrecht. Christo Greiling wat baie naby in die doellyn is. En dan is in die hande van Joubert met 'n tikskopie maar ongelukkig te diep, maar die skeieregter het voordeel gespeel. Skeieregter voordeel gespeel vir die manne van Durbel. Ongelukkig die skopie net bietjie te sterk geweest. Maar as ek moet sê as Anu Jordan daar die bal in die hande gekry het, was hy oor geweest. Strafskop skeieregter wys is 'n hoogvat. En ek is seker die Hermanus wat weer die kantlyn gaan opsoek. Hulle gaan weer Hermanus wat gaan skop. Gaan hulle weer dieselfde doen as nou weer 'n strafskop 15 meter van die doellyn af oorkant van die veld. Kipidu wat hierdie bal gaan ingooi, gaan ons weer 'n rolmaal sien. Pragtige rolmaal, 3 wat ons gesien het nou van die manne van Durbel. Weer pragtig na hy staan is dit nou weer van Greenen in sy eerste wedstryd wat die bal pragtig redeligheid vat en dit is Durbel wat weer rolmaal en dan sien we agter speler wat bykom. Wat sê die skeieregter? Wat sê die skeieregter? Ja, die 3 word toegeken. Durbel weer 'n 3 en lyk my weet nie wie daar op staan nie. Nie seker wie daar die 3 gedruk het nie. Weer 'n rolmaal, ek moet sê Durbel so voorspelers in hierdie stadium en beheer van hierdie wedstryd. Pragtige rolmaal wat Durbel opgesit het. Nie seker wie daar die 3 gedruk het nie. Ek kon nie mooi gesien het wie die 3 gedruk het nie. Is in die vershoekie van waar ons sit. Ongelukkig nie kyk weer om te kan sien nie. Maar nou is dit weer Hermanus wat gaan kyk of hy hierdie 3 kan verdoel. Telling wat opskuif na 10 punte. Hermanus en die bal nou net links verby gedruk het. Skare die praat saam, pragtige skare, pragtige dag, heerlike rugby weer, heerlike rugby. Geniet die skare as Hermanus vorentoe kom, hy tref hierdie bal trek, maar hy gaan regs. Hy sit hom tussen die pale deur, eers gedink die bal het reg verby, skitterende skop Grant Hermanus. Sit die bal tussen die pale deur en hy voeg 2 punte by vir sy span en dit is die telling wat opskuif na 12 punte vir die tuisspan Durbel. En dit is die besoekers wat nog nie punte het nie. Pragtige skop, eers gelyk wat daar die bal reg verby gaan wees, maar tussen die pale deur. En dit lyk my dit is die Brandon de Kok. Nee, nou is dit Jagers wat gaan afskop van die middelkolletjie af. Nee, dit is de Kok, een wat lekker hang. On die bal is dit lyk my, dit is nommer 5, dit is van Rensburg wat die bal pragtig geligheid vat. Hier kom hy nou in die hande. Pragtig in die hande is hy van Jaco van Greenen. Van Greenen, wat sê die skeieregter? Hier kom die bal nou uit. Nou hier is die hande van die linkervleuel. Dit is
wat sê die grensregter? Ongelukkig word uitgeduik aan die Jordaan, word die kantlyn gehelp. Manne wat maar bietjie so groet. Die twee skramskakels wat bietjie met mekaar gesels. Hulle sê mos die twee spelers op die veld wat die meeste kokkies is die twee skramskakels en twee hakkers. Skeieregter hou daarvan om met hulle te praat. Lyn staan hier so diep nou binne in elk weet. Weer pragtig is dit amper dubbel wat die bal kry. Dis die hande van Jaggers. Jaggers laat loop na Lyle Hendricks. Hendricks se lang aangee. Aan die oorkant aan die hande van die linkervleuel. Pragtig word hy aan die kantlyn geboener. Matthew Alexander. Hy word uitgeboener aan die oorkant van die veld. Moet sê dis Durbel wat met 'n absolute vuur speel. Baie gemotiveerd in hierdie stadium. Hulle loop voor met 12 punte teenoor die geen punte van die manne van der Stel nie. Skeieregter wat net kyk dat die manne hulle spasie kry, dan roep hy die twee slotte nader. Lyk my praat daar met die Jaco. Carlo van Greenen, jammer. Wat sy debuut maak vandag. Carlo van Greenen, lyk my praat daar met die twee nommer 4 slotte. Mekaar daar iets gesê of iets, dan skud mekaar se hand. Moet sê meneer Smit wat die wedstryd baie goed hanteer in die stadium, Jaco Smit. En hy lyk my die bal lyk my hulle wil diep gegooi, dan sê die skeieregter nee man, ek kom net kry 'n spasie reg. Kipru wat hierdie bal nou gaan ingooi in die lyn staan. Op die 10 meter lyn nou oorkant van die veld. Kipru, waar gaan hy gooi? Hulle wou diep gegaan het nou. Skeieregter wat sê dan sê die manne van die Stel wat die bal terugklap. Nie baie goeie kommunikasie tussen die spelers nou van Durbel nie. Dan is dit van der Stel wat die bal gaan kry. Ons het hier in die hande lyk my daarso van hulle akker Brandon Smith. Hy word vasgevat. Hier gaan die bal uitkom nou in die hande daarso van Charles Lekay. Lekay word vasgevat. Dan is dit nou weer in die hande hierso nou uit in die hande van Jaggers. Jaggers laat is Carl Hendricks. Carl Hendricks laat loop hierso na die heel agter. Jacobs laat loop hier na Enver Brandt laat loop daar. Hy loop daar so vir jagse man uit die aarde. Dan sit die manne van Durbel wat hierdie bal wil kry. Hulle wil die bal kry. Het hulle hom afgeneem. Ja, dit is Pieter Smit wat die bal terugwen. Skeieregter vletjie blaas. Hy gaan iemand die nader roep. Hy roep die skramskakel nader hierso. Moet sê Pieter Smit pragtig gedoen. Kaptein Pieter Smit wat pragtig gedoen is met die Jaco Smit wat hierso met sy grensregter kom gesels. En lyk my die nommer 9 is bietjie in die moeilikheid hierso. Weet nie wat gebeur het nie. Hy roep hy daarso vir Lyle Hendricks nader. Roep vir Lyle Hendricks nader, weet nie wat daar gebeur het, wat die nommer 9 gedoen het nie. Maar hier gaan 'n geel kaart kom. Ja, geel kaart nou hierso wat gewys word. Geel kaart wat hier gewys word aan Brandon de Kok. Kon nie mooi gesien nie wat gebeur het nie. Ongelukkig het ek nie kyk weer nie, strafskop. Lyk my daar's 'n vuishou gewees. En dan is dit Hermanus wat hierdie bal gaan uitskop. Pragtig word die bal teruggespeel deur die manne van der Stel. En dan gaan hulle vinnig bespeel, gaan hy gevang word. En dan speel en dan is nog steeds aan die hande van hulle heel agter Steven Jacobs laat loop dan na die oorkant na sy linkervleuel. Dit is in die hande daarso van Matthew Alexander, maar hy word weer uitgeboener aan die oorkant en is steeds die manne van Durbel wat op die aanval bly. Hulle sit die manne van der Stel onder geweldige druk met hulle verdediging. Moet jy hulle sit onder geweldige druk. Maar pragtig is dit die regtervleuel Enver Brandt wat die bal teruggespeel het. Pragtig daar in die lyn staan is dit nou van Rensburg. Van Rensburg laat loop daarso na die kaptein na Hannes Stopper word vasgevat. Dan sit daar in die hande nou daarso van Kipru, maar dan word die bal verloor deur die manne van Durbel. Dan is dit in die vaande daarso van die vaskopstuk. Dit is Lekay wat die bal beskikbaar stel. Dan sit die hande hierso nou van een van die voorspelers. Lyk my dit is in die agste man, dit is Karl Trieter. Hy kry die bal. Hy skop maar dit is wie sê dit is die regtervleuel Enver Brandt wat die bal hier teen een van Durbel se manne vaskop.
Enver Brand wat die bal teen een van die manne vaskop, dan sit een van Durbel se afrigters wat daar met die grensregter en die skeieregter gaan gesels het, weet nie wat daar gesê was nie. Pragtig in lyn staan. Nou is dit in die hande daarso van die manne van en lyk my dit is hulle nommer 7 Carl Milford. Hy is vasgevat. Hier kom 'n strafskop nou aan die kant van der Stel en dan is dit Lyle Hendricks. Hy maak hy binne toe gaan hy buite toe. Dan word hy vasgevat. Die skeieregter sê geen voordeel nie. Geen voordeel nie. En dit is 'n vaste skram, nie 'n strafskop, vaste skram van der Stel wat hierdie bal gaan ingooi van as dit die manne van Durbel is wat hierdie bal verloor het. 'n baie opwindende wedstryd wat ons hier sien. Ek weet nie hoeveel speeltyd is nog oor in die eerste helfte nie. Ek kan nie meer baie speeltyd oor wees nie, maar wat 'n aanskoulike wedstryd. Moet sê die manne van der Stel wat in die eerste jaar wat hulle in die Super A speel, baie goeie meeding. Leef bietjie swaar in die vaste fasette. Die Durbel se skram baie goed. En ek dink as jy lagter wat die bal nou ingooi, skeieregter nou op sy vletjie blaas, strafskop. En hy wys daarso dit is Christian Lambrecht wat nie die bind gevat het nie. Lambrecht wat teruggetree het, hy het nie die bind gevat nie. Met bietjie kommunikasie in die skram. Jagers wat hierdie bal gaan uitskop, ons kyk net waar gaan die bal heen, ons skop hy die bal nie baie ver veld gewen nie. En in ons lyn staan so wat 8 meter binnekant die halfgebied nou van die manne van der Stel, hoofpaviljoen kant van die veld. Skare wat lekker saamgesels, skare wat getrakteer word op wonderlike skitterende rugby. En dit is Brandon Smith wat hierdie bal gaan ingooi. En dit is amper van der Stel wat die bal kry. Dan is dit daar so Stuart Jacobs wat nou skramskakel speel en dan word die bal opgeneem daar so deur Carl Milford, maar hy word vasgevat, dan kom die bal tog weer uit nou na as Jacobs laat loop die bal na sy nommer 6 Frank. Hy word vasgevat, gaan die bal kry en dit is werklik waar Durbel wat hierdie bal kry. Carlo van Grenen laat loop na Joubert gesteek skoppie, maar was dit die goeie besluit? Nee, ek dink nie so nie. Dan is dit die manne van der Stel wat daar die bal afgeneem het, dan nog steeds die manne van Durbel wat die bal kry. Ons skeieregter sê strafskop. Kom van die kant af in. Dan word die vinnig gespeel nou deur die manne van der Stel. Weer in die hande van Milford. Milford laat loop hier so na Jacob. En dan is dit pragtig word die gevorder. En dan is dit nou aan die hande van Carl Trieter. Carl Trieter word vasgevat. Wat sê die skeieregter? Hulle wil daar die bal hê. Hulle wil bal die skeieregter sê wat uitgaan nie. Kom 'n strafskop aan die kant van der Stel. Dan kom die bal nou weer uit in die hande daarso van Brandon Smith. Brandon Smith die loop hom vas teen 2-3 manne. En skeieregter sê laat los. Man se knies grond toe. Dan sit Jacobs laat loop daarso na Hendricks laat loop na Jagers laat loop aan die oorkant daarso na Matthews Alexander, maar Alexander word weer vasgevat. Hy kry baie spel nee, en dan sit die manne van Durbel wat die bal afneem en die skeieregter sê daar was nie genoegsame voordeel nie. Nie genoegsame voordeel vir die manne van der Stel nie. Skeieregter wat terugkom nie, Jaco Smit wat terugkom. En ons gaan nou 'n strafskop hê aan die kant van der Stel. Hulle wys vir die manne word net bietjie rustiger hierso. En ek is seker dit is Brandon Cook wat van die veld af is wat die skopwerk doen. Hendricks wat gaan kantlyn opsoek. Lyle Hendricks, gesoute speler, oud WP Rugby beker speler, hy gaan die bal uitskop. Grensregter gaan staan. Ek staan al so wat 15 meter nou binnekant die halfgebied, binnekant die 25 meter van die manne van Durbel. Brandon Smith wat hierdie bal gaan ingooi. Dan word die bal afgeneem deur Van Grenen, pragtig het hy gerang in die lyn staan. Hy het die bal afgebring grond toe, hulle wag nou vir hierdie bal, Durbel. Seker hulle gaan kantlyn opsoek, Joubert wat daar wag, dan is dit die skramskakel self wat hierdie bal gaan skop, skeieregter op sy vletjie blaas. Strafskop aan die manne van der Stel. Kan nie sien wat hy daar gewys het nie. Hy wys die manne was voor die bal obstruksie gewees aan die kant van Durbel. Meneer Smith wat wys obstruksie. Ons moet nou baie inbestedingste van hierdie eer self te wees. Nie seker van die tyd wat daar oor is nie. Dan is dit die manne van
Van der Stel wat met 'n tikskoppie kom. Hulle sit hulle het 'n rolmal aan die gang, hulle het 'n rolmal. En dan is daar vooroor gebaars. Dit is 3 aan die kant van der Stel. Goed teruggekom. Goed teruggekom en dit lyk vir my dit is aan die kant dit is Jay Angel de Lange, die onderkaptein wat die 3 druk. Tikskoppie wat hulle gevat het. Speel in die stadion met 14 man. En Lyle Hendricks is die man wat gaan Paulo toe skop, die binnesenter en kaptein. Baie goeie 3 hier reg teen die einde van die eerste helfte aan die kant van der Stel die besoekers. Vir die eerste jaar wat hulle speel in die Super A-liga moet ek sê doen hulle baie goed. Lyle Hendricks wat 'n gesoute speler is, baie ondervinding. Kyk of hy kan 2 punte byvoeg. Lyle Hendricks sal vorentoe kom, hy gaan hierdie bal tref, die bal die trek pragtig, die bal trek skit en hy gaan hom tussen die pale deursit en is 2 punte by en dit is die telling wat aanskuif na 12 punte vir die tuisspan Dubbel en die manne van Stellenbosch het 7 punte. Van der Stel Villagers staan op 7 punte en Hermanus wat die gaan afskop van die middelkolletjie af. Hermanus wat gaan kom ons kyk wat gaan hy doen met hierdie skop. Een wat lekker hang, lyk my Pieter Smit en die manne en Karel van Green en ja, een wat lekker hang vir sy manne om agter onder die bal te kom. En dan moet ek sê dit is Anu Jordan wat pragtig kom, maar dit is ek moet sê dit is daai nommer 7 flank van Karl Milford wat baie goeie rugby speel in die stadion. Dan is dit daar in die hande daarso van Frank, hy word vasgevat, hy word nog steeds dan gaan die bal beskikbaar stel. Nou sê daar in die hande van Jacobs laat loop daar aan die oorkant na Hendricks word vasgevat, hy kom nie verder nie, hy word vasgevat pragtig daarso deur Etienne Swart wat natuurlik bekend staan as die monster, nog nie baie van dit gesien nie, as nog steeds in die hande nou hierso van Lyle Hendricks word weer vasgevat, hy gaan vir hom geen spasie nie, hy het nie baie beweegruimte nie, hulle hom pragtig dop, dan is die hande van Jaggers wat 'n verveld aangeskop, maar pragtig onder die bal is dit Joubert, die loskakel, hy vat die bal pragtig in die lug uitraak, dan sit hy dan is die agste man hierso wat haar ver hardloop Andre Hannekom. Hy vorder op binnekant die halfgebied nou en dan sit hy nog steeds in die hande nou van Hermanus wat gaan kantlyn toe skop. Gaan hy die bal te ongelukkig vir hom het hom die bietjie te hard geskop. Hy skop die bal uit, maar dit kon 'n baie goeie skop gewees het. Ongelukkig skop hy die bal direk uit. Grant Hermanus ongelukkige foutjie. Lyn staan nou aan die oorkant van die veld. En dit is een van die manne hierso lyk my wat gaan sit. Dit lyk my dit is hulle Karl Bender, die in slot wat bietjie sy bene rek. En dan is dit die skramskakel Brendan de Kok wat terugkom op die veld. Brendan de Kok geelkaart straf uitgedien terug op die veld. Maar dit is die manne van der Stel wat gaan 3 druk het 7 punte aanteken en 2 van die veld af is. Die bal lyk bietjie skeef. Ja, skeierig sien net, daai bal is skeef ingegooi manne. Kan nie bal so skeef ingooi nie. Die oomblik wat daar gekompeteer word in lyn staan, dan gaan die skeieregter jou terugroep as skeef ingooi het. Presies wat hier gebeur het. En ons het 'n vaste skram, moet sê Durbel se manne wat baie goed skram. Durbel se skram wat baie stewig is, al reeds 2 strafskoppe afgewen in die skrams. Skeieregter wat net seker maak dat die manne is daar praat met die voorrye en dan is die 2 voorrye wat daar met mekaar gesels. As die skeieregter wat daar met die manne praat, hy seker maak hulle weet presies wat hy wil hê teen die einde van die eerste helfte. Lefleer wat hierdie bal gaan ingooi. Lefleer wat hierdie bal gaan ingooi, net binnekant sy eie halfgebied. Weer gooi in. Skram wat stewig staan, skram wat baie stewig staan. Skeieregter sê speel die bal. Kom uit na Joubert. Joubert lang aangee. Hier sê nou in die hande daarso van Etienne Swart, die monster wat hulle sê pragtig hy opgegaan met die bal. Die bal is in die hande van Lefleer. Lefleer laat loop hierso nou na die binnekant toe. Nou is die hande van Tiaan Radyn wat sy 32e wedstryd speel. Dan is daar Andre Hannekom wat die bal optel. Hy gaan vorentoe, maar hy word vasgevat en dis die manne van Durbel wat die bal wil vinnig kry en dan van Hermanus
'n fop aangee, dan word hy vasgevat en dan nog steeds nou in die hande van Lefleur na Joubert. Joubert laat loop daar aan die oorkant nou in die hande van die monster. En 'n pragtig kom hy daar deur Gaping. Etienne Swart pragtig deur Gaping, maar hy verloor die ongelukkig die bal. Dan word die bal opgetel daar deur een van die manne daarso van der Stel. Maar ek moet sê die man wat bekend staan is die monster het absoluut skitterend daar deur die Gaping gekom. Etienne Swart pragtig daar deur gekom. Amper was hy deur gewees. Ongelukkig die laaste aangee verlore gegaan. Bal verloor. Vaste skram nou. Weer een van die manne wat daar 'n bietjie seer kry, lyk die manne van der Stel. Wat 'n bietjie aandag nodig het. Lyk net soos bloed. Lyk my iemand bloei. Skeiersreëf wat sê die man se oor bloei. En pynpolisie wat net bietjie daar iets op sit dat hy moet ophou bloei. Ons weet nie wie dit is nie. Dit kan natuurlik Brandon Smith wees, ek nie doodseker nie, as nou kyk. Lyk my amper of dit Brandon Smith of Tristan Leitches wat bietjie aandag kry met 'n oor wat bloei. Ja, dis die vaskopstit Chadley Lakay wat sy oor bietjie daar gebloei het. Vaste skram. En dit is Brandon de Kok wat hierdie bal gaan ingooi. Twee pakke wat pragtig teen mekaar opweeg. En hier staan miskien net die manne van Durban wat so klein bietjie voordeel het oor die manne van der Stel, maar vroeg in die wedstryd nog. Wat gaan gebeur in die vaste skram? De Kok wat hierdie bal ingooi. Skram wat voor nog gaan skeiersreg wil sê, ja. Strafskop aan die manne van der Stel, lyk my dit is die loskop sit aan hierdie kant wat grond toe gaan en Christian Lambrecht wat grond toe gaan het. Lyk my dit is Christian Lambrecht wat sy punt verloor het, grond toe gaan het. Strafskop nou en dit is die losskakel Brandon Kok wat die skramskakel wat hierdie bal uitskop. 2 meter binnekant die halfgebied nou van der Stel oorkant van die veld. Brandon Smith wat die bal gaan ingooi in die lyn staan. Durban wat voorloop in hierdie staan met 12 punte teenoor 7. Van der Stel, die kom hy Jaggers wat loop 'n lang aangee. En maar Hendricks skop maar pragtig aan die bal is Hermanus besluit hy gaan hardloop en hy loop hierso vir een van die manne uit daar uit en wat brande en dan is die bal nog steeds beskikbaar hierso. Lefleur het die bal. Lefleur laat loop hierso nou na sy regtervleuel. Dit is nou in die hande hierso van Losper wil die bal kry. Skeiersreg wil sê speel Lefleur met die bal kry. Joubert gaan skop daar na die oorkant van die veld toe. Maar lyk my dit is so pragtig onder die bal is die bal wat gelos word daarso deur die agste man Carl Trieter wat al een is wat terugval het. Dan soek hy aansluiting en hy gaan aansluiting kry met Carl sy kaptein Lyle Hendricks. Maar hy word vasgevat nou binnekant sy 25 meter. Skeiersreg dit sy speel voort. Dis die manne van Stel wat die bal verloor het, maar dit is die manne van Durban wat van die onkant presies afkom en dan gaan hulle vanaf speel. Hier kom die bal uit, maar dan word die bal verloor deur die manne van der Stel. En dis 'n vaste skram. Altyd spanne wat die bal wil gee, wil vandag speel. Baie mooi positiewe spel deur albei spanne vandag speel, maar ongelukkig nog hanteerfoute. Vaste skram en dit is Lefleur wat hierdie bal gaan ingooi. Lefleur wat die bal nou gaan ingooi. Binnekant die halfgebied nou so wat 12-13 meter binnekant die halfgebied van die manne van der Stel Evergreens. Lefleur wat skeiersreg wat 'n sluitjie blaas. Hier is iemand wat vervang gaan word. Ja. Ons sien dit is aan die kant van der Stel wat hier verandering kom en dit lyk my dit is Brandon Valentine wat op die veld verskyn. En as jy nou kyk wie hy vervang. Brandon Valentine in trein nommer 19. Ek het vermoed dit is Karl Bender, nommer 5 slot wat van die veld afkom. My vrou kom al julle my af, ek geniet my wedstryd. Maar dit is nie altyd baie lus om van die veld af te kom as hulle lekker wedstryd speel nie. En hy het baie goeie wedstryd gespeel tot in die stadion. Lyk my dit is Bender wat van die veld af is.
as dit 'n deurbel is wat pragtig skram, deurbel wat pragtig skram, hier kom hy na Joubert laat loop hierso na Radyn nie baie goeie aangee nie, maar tog nie sien hy aan hierso lyk my nou van aan Jordan word vasgevat, Lefleur nou in die hande van Rensburg wat pragtig opgaan, dit kos paar man om te stop, en is nog steeds van Rensburg wat vorentoe gaan, hulle wil in die bal hê, hulle wil hom hê, skeieregter so vletjie blaas, hier gaan 'n strafskop kom voor die paal, en dit is Lefleur wat sê nee manne wag, Hermanus soek die bal, hy gaan paal toe skop, manne sê vir die manne lyk my moet wegrol, Lyle Hendricks wat daar vir die skeieregter gaan vra, wat is die probleem gewees? En nee, as Hermanus wat sê hy gaan die kantlyn opsoek. Hermanus wat nie sy 3 punte gevat nie, hy gaan die kantlyn opsoek. Hy baie vertroue in sy vaste voorspelers om nog 'n rolmaal op te sit om te kyk of hulle nog kan 'n 3 druk. Moet sê dit is 'n deurbel wat 'n baie goeie rolmaal het. Skare wat bankvas sit hierso, groot skare vanmiddag hier in Durbanville wat hierdie wedstryd kom dophou. Baie besoekers van Stellenbosch wat hulle span van herstel kom ondersteun. Baie toeskouers, tuiskare wat hier is. Justin Pieter wat gaan ingooi. Ek moet hy gaan gooi. In die hande daarso lyk my van Christian Lambrecht, Christo Greiling. Hy laat loop na Joubert word vasgevat. Hy word opgehou met die skeieregter langs hulle grond toe grysregter wat sê hulle moet nou los. Hier kom die bal weer in Lefleur na Greiling, dan word die bal opgetel daar aan die oorkant. Lyk my deur Etienne Swarts, hy word vasgevat. Hulle wil die bal vinnig hê. Dis pragtig weer in die hande van Carlo van Greenen wat 'n baie goeie wedstryd speel in hierdie wedstryd. En dan is die skeieregter wat sê die speel aan as hulle die bal verloor. En hier sit nou die manne van 'n stel wat pragtig speel en kan 'n strafskop hoog vat. Die man het ongelukkig in die losgemaal ingeduik. Skare wat hard saam praat. Maar dit is altyd baie moeilik. Die man het baie laag gegaan. Uit grond toe gaan en jy kan nie altyd laag gaan en die skare wat saam praat, die skare wat opgewonde is. Die skare wat sê ek soek 'n geel kaart, stuur hom af. Die skare wat sê as hy baie fout het. Man lê daar so kopskerm af. En as gaan kyk wat die skeieregter sê, klaar met sy assistent gepraat. Maar dis altyd 'n baie moeilike situasie. As jy met die bal hardloop en jy gaan grond toe en jy's 'n verdediger, hoe laag moet jy gaan regtig om te kan verdedig? En dis nou wat hier gebeur het. Dit lyk altyd baie erger as wat dit op die veld is. En dan is dit Enver Brandt wat gaan opstaan. Maar hier gaan 'n strafskop kom vir die manne van der Stel. Skeieregter wat hier so een van die manne nader roep. Hy roep een van die manne nader. Hy praat daar so met die kaptein. En hier kom 'n geel kaart vir, lyk my dit is Anu Stoffberg. Lyk my, nee, dit is Radyn. Tian Radyn, die onderkaptein. Geel kaart vir hom en dit is Lyle Hendricks wat gaan kyk waar hy die bal kan uitskop. Hy weet nie baie ver veld weet nie. Op die middellyn, hoofpaviljoen kant van die veld. En dit is nou Brandon Smith wat die bal gaan ingooi. Kort lyn staan. Pragtig in lyn staan. Is dit die manne van der Stel. Dit is wat opkom met Brandon Valentine. Dan is die goeie lag wat uitgevoer word deur die manne van der Dubbel. Dan is dit nou in hande van Jacobs wat die bal op die voet sit. En hy gaan die bal uitskop en nou het ons 'n lyn staan. Ek weet nie of dit 'n goeie een was nie. Ek moet sê van der Stel lyk baie gevaarliker nou met die bal in die hand. Lyk baie gevaarlik as hulle die bal in die hand het. Jacobs wat baie goeie wedstryd speel sover. Ek moet sê hierdie nommer 4 slot speel 'n baie goeie wedstryd in sy debuutwedstryd. Carlo van Greenen speel 'n baie goeie wedstryd. Zijn van Rensburg self weer eens van Greenen wat die bal uit die lug uit kry. Pragtig word daar nou gevorder, daar so nou deur aan die stoppe. Hy word vasgevat, die skeieregter sê die bal is agtertoe. Dan is in die hande van Pieter Smit die vorder. Hy word vasgevat en dan is nou in die hande daarso van
Christo Greiling, hy word vasgevat. Hulle wil die bal, Lefleur wag vir die bal, Lefleur wag vir hom, Lefleur gaan die bal kry. Hy gaan uit. En dan is dit hier so in die hande van Etienne Swarts, hy word vasgevat. Hy maak of hy wil aangee, hou die bal vas. En dan is dit nou Lefleur wat ek dink lekker Gary Owen gaan gee. En die gaan nie Gary Owen kom, hy gaan ver veld afskoppe. En dit is pragtig nou aan die hande daar so van Enver Brandt. Enver Brandt laat loop dan na Jacobs aan die oorkant van die veld. Hy begin met die teenaanval. Pragtig kom hy daardie gaping, maar hy word pragtig vasgevat daar so deur Losper. Hy kry hom in die treibeet en dan word hy gestuit en is nog steeds die manne van der Stel wat hierdie bal in die hande het. Hy sê in die hande nou van Jagger laat loop na Hendricks word vasgevat, word pragtig ingewig, maar sit ek moet sê Kyle Milford wat baie goed speel. Hy word vasgevat en losgemaal wat ons staan die skeieregter wat sê nee die manne wat sê die bal word vasgehou, lyk my dan word die bal aangeslaan. Daar's nou deur een van die manne van der Stel. Bal wat aangeslaan word, maar ek moet sê hulle hou hierdie man Lyle Hendricks met 'n valkoogdop. Die oomblik wat hy aan die bal van word sy palle gelig. Hulle gaan hom geen ruimte nie. Hulle gaan hom geen speelkans nie. Hulle weet hy's 'n baie gevaarlike speler. Lyle Hendricks, die binnesenter en kaptein wat baie fyn dopgehou word. En ons nou 'n vaste skram. 13 meter binnekant die halfgebied van die manne van der Stel. Lefleur wat hierdie bal gaan ingooi. Weer eens sê ons dit is so belangrik in sulke wedstryd. Dit is Superliga A wedstryd om jou punte te vat. Hermanus wat nou besluit hy gaan kantlik. En dan is vaste skram. En dan is dit pragtig aan die oorkant. En ons nog steeds Lefleur wat hardloop. En dan is in die hande daar so van 'n Swarts wat pragtig kom. En dit is 'n 3 en die kant van Durbel. Lyk my dit is die monster wat daar oor is. Lyk my dit is Etienne Swarts, maar ek moet sê dis Lefleur. Die skamskakel wat pragtig weggebreek het en die gaping gemaak het. So nou vir jy sê, maar dit lyk vir my of dit Lefleur kan wees wat die 3 gedagge Etienne Swarts wat die 3 gedruk het. Maar dit is 'n loopie wat begin was deur die skramskakel Getwell Lefleur. Ek kon net nie mooi sien wie die 3 gedruk het hier, maar ek wil my verbeel dit was 'n Etienne Swarts wat baie prominent was, baie sterk was. Ek probeer gou kyk as dit hy was. Lefleur weet ons baie goed gedoen. Hermanus wat hierdie bal gaan stel om te kyk wat punte kan aanteken. Lyk my dit is Lefleur geweest as ek so vinnig kyk, sies doodseker nie. Hermanus wat gaan vorentoe kom, hy gaan hierdie bal skop, hierdie bal trek goed, die bal trek pragtig en hy sit hom tussen die palle deur en is 7 punte by vir die tuisspan. En dit is die span van Durbanville wat nou voorloop met net gou doodseker maak. 19 punte as ek reg het, 19 punte teenoor die 7. 19 punte vir die tuisspan vir Durbel. 7 punte aan die kant van die besoekers van der Stel. En dis die spel wat gaan begin word van die middelkolletjie. Brandon de Kok wat gaan begin, waar gaan hy hierdie bal sit, 'n lekker hang vir sy voorspelers om die bal te kom. Pragtig is hulle daar so, maar die bal wat pragtig die lug uitgevat aan die oorkant van die veld daar so deur André Hannekom. Skeieregter wat sê die manne wat oor die bal gaan hou, die bal vas, strafskop aan die kant nou van Durbel. En Hermanus gaan kyk verder, hierdie bal gaan uitskop. 19 punte teenoor die 7. Hermanus gaan kantlyn skop oorkant van die veld. Vra vir die Pieter Smit wat vrou veel speeltyd is oor. Bal word uitgeskop, baie goeie skop. Bal word uitgeskop aan die oorkant van die veld. Halfpad tussen die 25 en die 10 tremmerlyn oorkant van die veld. En dit is Kipidu wat nou gaan ingooi. As meer baie speeltyd oor nie. Kipidu wat hierdie bal gaan ingooi. Gaan hy weer daar so vir Karel van Greenen wat pragtig is.
Nee, dit is 'n Van Rensburg wat die bal terugklap. Dan sit in die hande nou daarso lyk my van Christian Lambrecht. Christian Lambrecht, maar hy verloor die bal vorentoe en dan is dit weer Karl Milford wat die bal opgetel het. Hy speel 'n baie goeie wedstryd, die nommer 7 flank vind. En dan is dit strafskop, die skeieregter sê julle moet wegrol manne. En dit is 'n Brendan de Kok wat wil vinnig speel. Nee, hy gaan kantlyn opsoek. Hy gaan hierdie bal uitskop. Hy verplaas nou spel diep binne aan die halfgebied nou van die manne van Durbel. Rond 15 meter binne aan die halfgebied, oorkant se kantlyn. Ryan Smith wat hierdie bal gaan ingooi. Mag hy gooi, gaan hy op sommer 4 agter is dit in die lyn staan. Pragtig word gerang daarso deur Brandon Valentine. En dan is in die hande hierso nou van die agste man wat pragtig speel, Karl Truter. Karl Truter hier weer in die hande van die hande daarso van aan die oorkant is dit pragtig gesit. Nommer 11 van my word uitgeduik. Hy word uitgeduik. Wat sê die skeieregter? Die 3 word gedruk. Die 3 word gedruk aan die oorkant. Matthew Alexander. Pragtig het hy daardeur gekom, maar ek moet sê dit is 'n Steven Jacobs wat pragtig in die lyn ingekom het. Goed veld gewen het, die verdediging oopgekloof het. Hy het laat loop daarso dan sy nommer 11 linkervleuel Matthew Alexander. Alexander pragtig hier teen die kantlyn af. Hier van ons staan hy amper gelyk of hy uitgeduik was. Maar in die hoekie was dit 'n Matthew Alexander wat oorgaan in die oorkantste hoekie en is 'n goeie 3 reg op die einde van die eerste helfte vir die manne van Stellenbosch van die Stel Villagers. En dit is die bal wat nou gestel word aan die oorkant. Die Jaggers lyk dit my van die kantlyn af. Net by die 25 vorentoe kom hy tref hierdie bal. Gaan hy daar wees? Nee, hy druk die bal regs verby. Ongelukkig regs verby. Die skeieregter wat sê manne, dis die einde van die eerste helfte. Wat 'n goeie wedstryd. Albei spanne wat absolute goeie rekenskap van hulself gee. Ons aanskou 'n klipharde wedstryd hierso in Durbanville tussen die tuisspan Durbel en die besoekers van Stellenbosch van Stel Evergreens. Dis die kaptein Pieter Smit wat bietjie daar met die skeieregter gaan gesels. En dit is die manne van Durbel wat gaan omdraai met 'n voorsprong van 19 punte teenoor 12 en dis meneer Nico Smith wat mooi aan verduidelik. En ons gaan net iets kry vir ons kele om 'n bietjie nat te word. Gaan kry vir julle lekker limonade. Moenie te ver weg gaan nie, want ons is nou terug met die tweede helfte en daarna het ons onderhoude met die spelers van die wedstryd en ook die 2 kapteins. Moenie te ver weg gaan nie. Ons is nou weer terug.
myself. Yeah, no, it's fine. We just need to sort out new. I can give my opinion, but sometimes I don't always take notes. Right now, I don't know. Ons sê weer vir goeiemiddag hierso van Durbanville Rugby Club. Van die Rugby Club Deurbel. Tuisspan wat hierso in 'n kragmeting gewikkel is. 'n baie harde wedstryd wat ons hier aanskou teen die besoekers al die pad van Stellenbosch van die Stel Villagers. Baie goeie rekenskap van hulself gee die eerste jaar in die Super A-liga wat hulle speel. En ek moet sê hulle is baie indrukwekkend. Dis 'n paar spelers wat regtig baie goed uitstaan. Baie goeie rekenskap van hulself gee in die eerste helfte, 2 skitterende drie gedruk. Maar moet sê dit is in die eerste helfte die tuisspan Deurbel, so bekend staan. Twee klubs wat saamgesmelt het, Durbanville en Bellville wat Durbel geword het, wat 'n baie goeie wedstryd speel. Hulle voorspelers baie goed. En ons word regtig getrakteer op wonderlike rugby. Harde rugby wat vooruitgespook word. En ons sien uit na 'n skitterende tweede helfte. Net weer eens wil ons vir ons borgers dankie sê, al die borgers van hierdie pragtige klub hier in Durbanville, Deurbel, Lone Bull wat natuurlik Deurbel se hoofborg is. Dan ons Arts, ons het Stadio, ons het Prime Cleaning Suppliers, ons Buffelsfontein brandewyn. As jou keel bietjie droog is, ons het GDF, ons het WP Motors, Bakkie Center, Tosa. As jy nie die Buffelsfontein wil geniet, jy moet jy Tosa geniet. Baie lekker. En ek moet sê, hulle Grenadella natuurlik baie tot, baie lekker. En dan ook Stones in Durbanville, baie lekker kuierplek. Baie dankie aan die borgers. Daar's soveel ander borgers. Ons sal nou weer baie dankie sê aan ons borgers. Sonder die borgers kan ons nie hierdie wedstryde aan hier wys nie. En dit is die skeieregter meneer Smit wat nou vra vir die manne is julle gereed vir die begin van hierdie tweede helfte. En dit is Grant Hermanus wat die spel gaan begin. Deurbel wat nou van links na regs voor ons by gaan speel. Ons sit hier op die hoofpaviljoen agter die Mike Willinell. En dit is aan die regte van regs na links is dit die manne van der Stel wat agterloop met 12 punte teenoor 9 en 10. Pragtig onder die bal. Is dit Hendriks wat die bal uit die lug uit kry. Nou is daar aan die ander daarso van hulle nommer 6 flank, maar hy word vasgevat. Dit is Frank. Hy word vasgevat. Dan is nou van Jakob. Jakob laat loop daarso na De Lange, die onderkaptein, hy word vasgevat aan die ander hierso nou van Lal Hendriks lang aangee aan Jaggers nie baie goeie aangee nie, maar hy gaan tog sy regtervleuel aan die oorkant kry. Hy word vasgevat, maar nie baie goeie aangee van Jaggers nie. En dan is nog steeds in die hande hierso van die manne van der Stel. Dan is dit Brandon Smith wat die bal opneem. En hulle wil nog steeds die bal hê. En dan gaan hy nou en hulle gaan die bal verloor. Skeieregter word op sy vletjie blaas en sê die manne van der Stel die bal aangeslaan. Manne van der Stel wat die bal aangeslaan het. Dan is nou vaste skram oorkant van die veld. En dit is Lefleur wat hierdie bal gaan ingooi. En ek dink dit is Tian Radyn, die onderkaptein wat sy tyd baie naby is om terug te kom op die veld. Geel kaart uitgedien na Hoogvat.
al twee spanne so ver 'n hoog geel kaart gekry. Grant Hermanus wat hier so in die agterlyn is. En dan is dit Lefleur wat die bal gaan ingooi. Van der Stel wat baie goed geskram het. En dan sit die strafstop. Hier gaan weer 'n strafskop kom aan die manne van Durbel. En dan sit Joubert laat loop 'n lang aangee, maar ongelukkig is dit die linkervleuel wat die bal nie lekker kan wegkry nie. Ongelukkig is dit Anu Jordan wat nie ver Hermanus kan kry nie, maar skeieregter het voordeel gespeel. En dit is 'n strafskop. Wat gaan Hermanus doen? Nou het hy die punte gevat hier en dit is lyk my dit is die kaptein Pieter Stras wat wys ons gaan kantlyn toe. Hermanus wat gaan kyk waar hierdie bal kan uitskop. Hy gaan hierdie bal uitskop. Waar gaan die grensregter staan? Hy gaan staan op pad tussen die 22 en die doellyn oorkant van die veld. Lysaan en hier's 'n plaasvervanger wat lyk my gaan opkom vir die manne van der Stel. Dit lyk my dit is Karl Alexander wat gaan opkom. Pragtig en Lysaan is die manne van Durbel wat die bal kry van Carlo van Greenen. Skeieregter wat sy arm hoog is. Dis weer die manne van der Stel wat nou moet keer as Durbel wil aanval. Nou is aan die hande daarso van lyk my dit is aan die hande van Stoffberg. Stoffberg word vasgevat. Skeieregter sê nee, daar's nie voordeel nie as 'n fout is aan die kant van die manne van Durbel. De Vreel wil vinnig speel. Maar hy moet na die merkie toe kom. Kan jy daar lekker sien wat die skeieregter nou gewys het nie. Strafskop nou weer, dit is die manne van Durbel wat nou op die aanval bly. Strafskop 5 meter van die doellyn af, oorkant van die veld. En moet sê, Carlo van Greenen wat baie goed speel. Pragtig nou in die hande, dan is daar so van ander hande kom, agterste man wat die bal vasmaak. Hulle begin weer met 'n losgemaal. Is die manne van Durbel met 'n losgemaal. En hier gaan punte kom. Dit is 'n Kibru wat oorgaan. Kibru wat sy tweede 3 druk van die wedstryd. Justin Kibru, die hakker van Durbel wat oorgaan na 'n pragtige losgemaal weer eens van Durbel. En dit is die manne van der Stel wat twee veranderings aanbring. Dit lyk my dit is nommer 21 Gryfie sê dit is Karl Alexander wat op die veld kom. En so Dian Kruger wat op die veld kom. Nou kyk wie van die veld af kom. As Kruger op die veld is en Karl Alexander, Grant Hermanus het hierdie bal gestel. So 3 meter by kan die 22 meter oorkant van die veld. 6 meter van die oortse kantlyn af. Aan die 2 punte byvoeg hy kom, hy tref die bal trek pragtig, die bal trek skitterend, maar ongelukkig regs verby. En ja, dit is Brandon de Kok wat die veld verlaat. Hy word vervang deur Karl Alexander. Wat vir Brandon Kok vervang is nog nie seker wie is die ander een wat af is nie. Ons sal nou vir kyk, nommer 17 wat op die veld is. En anders sien ons ook hierso is Brandon Valentine wat al lankal op is. 'n Lekker skoppie vir die voorspelers om die bal te kom. En dan sit Karl Milford wat amper die bal wegkry, maar dan is Pieter Smit wat pragtig die bal optel en hy kom weg. En dan is nog steeds aan die hande nou daarso van die monster. Ek moet sê hy speel 'n baie goeie wedstryd Etienne Swart en dan is hy nog steeds en weer eens is dit die Carlo van Greenen wat die bal kry. Joubert laat loop hierso en dan sê nou nie ander hierso van die loskop sit. Pragtig nie ander hierso van nommer 14. Dit is Losper die pragtige hardloop. Hy word vasgevat by naam aan die doellyn. Losper wat die bal beskikbaar stel. Lefleur die wag vir hom. Hy is nou nie ander daarso van Anne Stoffberg laat loop dan na Etienne Swart. Voordat hy 15 van die doellyn af. Hy stel die beskikbaar. Lefleur het hom. Dan sien hy van Radyn nou oorkant toe. Dit is Anu Jordan wat gaan oorgaan. Hy gaan nou die paal druk. Dit skitterend 3 deur Durbel. Absoluut skitterend 3 deur die manne van Durbel. En dit is aan die oorkant die linkervleuel Anu Jordan wat hierdie 3 afrol. Maar ek moet sê dit is die samespel tussen die voor- en agterspelers wat absoluut 'n skitterende spel gespeel het tot dusver. Absoluut 'n briljante spel. En een van die manne daarso van der Stel wat bietjie aandag kry.
En dit is Hermanus wat 'n relatief maklike skop het. Wil nie altyd sê dis maklik of nie maklik nie. Hermanus gaan kyk of hy kan 2 punte byvoeg. Hy gaan vorentoe kom. Hy mag geen fout hê. Hy sit die paal tussen die palle deur. Nog 2 punte by vir die manne van Deurbel. En nou is dit die manne van Deurbel wat hierdie telling nou laat groei. Ons gaan nou vir u sê wat is die telling? Dit lyk my dit kan nou wees 31-12 as ek nie mis het nie. En hier kom nou nog plaasvervangers op aan die kant van die Van der Stel. So hy sê wie's nou nog almal op die veld? Dit lyk my Godfrey Thomas is op die veld. En so Duncan Sal wat op die veld is. Duncan Sal natuurlik ook 'n provinsiale speler. Manne van der Stel wat nou hierso met van die afrigters praat. Telling 31-12, nog 'n plaasvervanger. Iemand wat van die veld af kom wil net seker maak wie kom af. En dit is hulle nommer 4 slot, hulle onderkaptein Heel de Lange wat die veld verlaat. As dit Jaggers is wat die bal skop, 'n lekker hoë, onder die bal is lyk my dit is hulle agste man gewees wat die bal pragtig redelik uitgevat het, ander hande kom. Hy het die bal vasgemaak. Vleer wag vir hom, hy gaan self skop. 'n Lekker hoë en onder die bal is dit Lyle Hendricks. Man, dit is 'n reserve wat opgekom het wat die bal pragtig gelig uitvat. Dit is Alexander. Hy word vasgevat. Ek moet sê dit is hierdie manne van Deurbel wat met alle krag en mening verdedig. En dan is dit die Vleer, dan sit die manne van der Stel wat daai bal optel. Die skeieregter wat sê speel aan. Hulle het die bal. Hier is nou weer Van Greenen wat 'n goeie wedstryd speel en sit 'n bied vir die manne van Deurbel. Van Greenen wat 'n baie goeie wedstryd speel. Die bal gaan uitkom. Hy kom bietjie stadiger uit. Vleer wag vir hom. Hy gaan nou hoë skoppie, nie so ver soos wat hy wil gehad het nie. Pragtig onder die bal is dit weer hulle agste man wat as skitterende speel Andre Hannekom. Nou in die hande van Joubert gaan weer 'n lekker hoë skop onder die bal. Hierso is dit die los. Wat sê die skeieregter? Hy sê die man is in lig gespeel. Skeieregter op sy vletjie blaas. Hy vir Alexander wat lê. Sê Jenny Losper natuurlik vir die Goue Leeu's onder 21 span gespeel, 'n baie goeie speler. Sê die man is in lig gespeel. Dit is 'n baie 50-50 goal soos wat hulle sê. Nee, Jaco Smit wat nou hierso met sy assistent kom gesels. Presies wat het hy gesien. En die weer een van die manne van Deurbel wees wat bietjie gemoeilikheid kry. Twee grensregters wat daar gesels. Maar dit is Joubert wat 'n baie goeie skop los het. Praat dan met Lyle Hendricks. Praat dan met die manne daar so nou hier van der Stel. Dan gaan hy vir Pieter Smit, die kaptein nader roep. Hy roep daarso vir Kyle nader en hy roep ook die regtervleuel Losper nader. Enver Brandt nader. Losper nader. Praat hy dan met Losper en met Pieter Smit. Skeieregter nou daar ernstig met die manne praat. Hy praat daar met die twee kapteins. En hier is 'n geel kaart wat gewys word aan twee manne. Losper wat 'n geel kaart kry. En voorheen was daar ook 'n moeilikheid gewees. Skeieregter wat wys die laaste een was vir spel in die lug. En dit is een van die manne wat van die veld af kom met 'n geel kaart. Is nie presies seker wie dit was nie. Een van die voorspelers hierso van der Stel wat ook van die veld af is. En dan Lyle Hendricks wat tikskoppie. Hy speel vandag nou in die hande van Jaggers. Jaggers loop daar so in die hande nou daar so van Genis word vasgevat. Hulle wil die bal vinnig kry. Hulle gaan met, maar dit is die manne van Deurbel wat vinnig oor die manne kom. Strafskop aan die manne van der Stel. Wedstryd wat nou baie intensief begin word, intens begin word.
Baie intense wedstryd nou in die stadium van die wedstryd hierso. Dan word die bal uitgeskop daar aan die oorkant van die veld. Bal word uitgeskop en hier kom 3 plaasvervangers nou van Durbel. Nou vir sê wie dit is aan die kant van Durbel. Dit is die 2 boeties, Stapel boeties. Adrian Staples Jaker en François Staples, hy speel stut. En dit lyk my dit is ook Roan Loubser wat op die veld kom. Roan Loubser natuurlik 'n baie goeie speler. Elke keer wat hy op die veld verskyn en lyk my hy vervang die debutant Carlo van Greenen. 2 Stapel boeties natuurlik nog op die veld. Baie tweeling boeties wat baie goeie rugby speel. En dit is die vaskop sit Christo Greiling wat die veld verlaat het en dit so ook lyk my is dit Karel van Greenen en sy bal ingegooi word, maar dit is Durbel wat hierdie bal gaan afneem. Skeieregter wat sê dit is aanslaan aan die kant van 'n Herstel. Skeieregter wat wys ja, die bal is aangeslaan, hulle vleer die wag vir hom. Die bal uit na Joubert met sy regtervoet, hy gaan hierdie bal skop, waar gaan hy my skop? Hy gaan hierdie bal uitjaag, hy bring goeie verligting, maar die bal word net geskop hier. Nou is die hande hierso van die skramskakel, nou die hande hierso lyk my van Duncan Sal natuurlik 'n baie goeie speler. Hy word vasgevat as nou binne in die 25 meter en die bal is dit Joubert wat die bal afgeneem het vir die manne van Durbel en dan word die bal opgeskop, is niemand hierso nie en dit is pragtig Pieter Smit wat opkom. Pieter Smit wat opkom en dan is dit die bal wat verloor word en skeieregter sê die bal is agter toe speel aan die is skeieregter arms omhoog. Nou sien jy aan een van Frankie hardloop nog steeds. Hy word vasgevat. Dan gaan hy die bal verloor, maar dan is dit die bal wat ongelukkig aangeslaan word. Ongelukkig is die bal wat aangeslaan word deur die manne van Herstel en een van die manne hierso van Durbel lyk my wat seer gekry het. Dit lyk my dit is Christian Lambrecht wat sy been vashou 'n bietjie seer gekry het. En dan is dit die onderkaptein Tiaan Radyn wat ook daar so sit, ook 'n besering het. En moet sê die wedstryd wat nou baie lewendig is, die manne wat nou alles gee wat hulle het. Durbel wat voorloop in hierdie stadium van die wedstryd met 31 punte teenoor 12. Radyn is reg. En dan is dit Christian Lambrecht wat reg is. Hy sê hy is reg om te speel. En ons nou so was skram, nou kom ons kyk wat gebeur nou met die nuwe manne wat op die veld is. Albei spanne het 'n hele klompie plaasvervangers opgesit. En dit is hulle nommer 6 Frank Kalonje wat hard met die manne praat. 2 Staples boetie wat langs mekaar sak, tweelingbroers wat langs mekaar sak. Adrian en François Staples nou saam met Christian Lambrecht in die voorry. Roan Loubser natuurlik 'n baie goeie speler. En hulle vleer gaan hierdie bal ingooi binnekant sy halfgebied. Skram wat grond toe gaan. Nuwe manne in die voorry, skeieregter nou net vir hulle gaan sê manne, ons het 'n goeie wedstryd gehad. Skans baie goed verloop tot in hierdie stadium van die wedstryd. Kom ons hou dit so. Ons hou dit net so asseblief manne. En ons gaan nou vaste skram hê, gaan hulle nou baie beter skram vorm. Vleer wat nou die bal gaan ingooi, skeieregter wat sê reg manne, pragtig skram weer deur die manne van Durbel. Durbel se manne kom hier raskop en dan sien die ander van ander kom met die bal op tel. Laat loop na Vleer na Hermanus. Hermanus die gaan Hermanus is net binne toe. Hermanus gaan nog die bal trek. Kry Hermanus, as skitterende 3. As skitterende 3 deur Grant Hermanus, absolute skitterende 3 vinnige spel. Ek moet sê dit is die 8ste man Andre Hannekom wat 'n baie goeie wedstryd speel. Dis skitterende 3. Hy het die bal opgetel, hy het weggebreek, hy het sy skramskakelde vleer gekry aan sy buitekant. Hy het die bal laat loop na Grant Hermanus toe. En Hermanus gemaak of hy aangee, 'n fop aangee, hy binne toe gesny en hy gaan druk onder die pale. Pragtige spel deur Grant Hermanus. Wys wat doen ondervinding, 'n man wat al baie wedstryde vir die Westelike provinsie heel agter gespeel het. Baie goeie speler.
wat nog steeds verdien om op die hoër vlak te speel. Moet sê Hermanus, ons baie impres. Beïndruk hier vandag, verskoon die Engels en Afrikaans, so vinnig praat, dan raak ons maar so 'n bietjie deur mekaar. Hermanus gaan kyk vir sy doelkans verdoel. Ja, hy kom voor 2 punte by. En dis die telling wat nou aangroei na 38 punte teenoor 12, word nou 'n groot telling hierso vir Durbel. Van der Stel wat nou bietjie onder groot druk is. Van der Stel wat onder groot druk is en is Durbel wat nou 2 plaasvervangers gaan opstuur. Lyk my dit is 'n Chusa wat gaan opkom. En so Jared Osborne, Obon. Die manne van der Stel wat nou besadig na die middellyn toe aangestap kom. Hy wat vir Jaggers die bal gaan gee. Pragtige 3 wat ons nou sopas gesien het van Grant Hermanus, Jaggers in die middelveld. En dan sit Van Rensburg wat pragtig onder die bal is. Hy vat die bal pragtig in die lug uitdra. En dan sit nou die manne hierso van Durbel wat pragtig vorder. Dit is 'n Swart die monster. Dan sê hy ongelukkig gaan die bal verlore. Skeieregter se vletjie blaas hy sê nee, daai bal is aangeslaan. Ongelukkig is dit Aannekom wat net nie vir Stopberg kan gekry het nie. En hier het ons nou 2 Moesou wat op Toesou wat opkom. En so Jared Obon. Pragtige spel deur die nommer 6. Ek moet sê baie goeie wedstryd gespeel. Hannes Stopberg het 'n baie goeie wedstryd gehad. En net so het Christian Lambrecht die loskopstit 'n baie goeie wedstryd gehad. Baie goed geskram, sterk man. Vaste skram, skare wat bank vas sit hierso in Durbanville. Word getrakteer op wonderlike, mooi, heerlike rugby, harde rugby. Vaste skram, bal wat ingegooi word 5 meter van die hoofpaviljoen kant uit af. Pas in die straf weer. En dit is weer, hier gaan 'n strafskop kom. Skeieregter wat gaan 10 tree nader gee. Gaan hierso hier van 120 nader roep. Hy sê nee, my maat werk nie so nie. Godfrey Thomas wat hier gestraf gaan word. Waarsku hom. Volgende keer as jy dit weer doen, gaan jy afgaan. Kan jy die skeieregter aanvat as 'n beslissing maak en dan die bal weer gooi en die ongelukkig nie meneer Smit wat moet sy stempel afdruk. Swak dissipline nou van die manne van der Stel. En dit is 'n Manus wat hierdie bal gaan uitskop. Hy skop hierdie bal uit net buite aan die 25 meter nou van die manne van der Stel. Godfrey Thomas wat gestraf is daarso. Kan nie die skeieregter aanvat as hy beslissing gemaak het nie. Ek moet sê dit is die van Durbel se manne wat nog heel wedstryd baie goed skram. Baie gevaarlike skram en dit is 'n Staples wat die bal ingooi. Pragtig is dit nou in die hande van Lefleer. Sê skeieregter sê speel aan sy laat teen sy manne vashardloop. Ongelukkig dan is dit skeieregter op sy vletjie blaas. Hy sê die manne wat oor die bal gaan, dan word hy vinnig gespeel deur Alexander. Hy gaan vasgevat word daarso deur Pieter Smit. Pragtig deur Pieter Smit. Hy kom nie vorder ver nie. Skeieregter sê kom aan kant. Dan is dit Hendriks wat loop aan die oorkant na De Kok word vasgevat. Hy wil die bal vinnig uitkry. Hy kry hom nie uit nie. Dan is dit skeieregter wat weer sê strafskop. Kan nie wys hy sê die manne moet weggaan. Dan sit daar in die hande van De Kok wat pragtig hardloop. De Kok nog steeds. Hulle loop dan na Frank, maar Frank die word vasgevat. Hy voor 'n paar tree. Hy gaan die bal wegkry. Nou is die hande van Mid vir my kry hom nie reg nie. Nou is die hande hierso van Jaggers. Jaggers gaan vasgevat word. Hy gaan die bal verloor en dan word die bal hier opgetel hierso deur Aannekom die pragtige hardloop. En dit is nog steeds Aannekom en hy trek 'n skitterende drie. Pragtig is dit. Aannekom, André Aannekom, wat 'n skitterende drie. Absolute skitterende drie. Wel gedaan André Aannekom. 'n Skitterende loopie. André Aannekom, skeieregter wat daar met sy grensregter gesels. Hy het daar met die manne gesels, weet jy wat daar was nie. Manne van der Stel wat nou swaar terugloop en hier's nou nog plaasvervanger. En dan is dit Losper wat terug is op die veld. Losper wat op die veld is. En hier's nou nog plaasvervangers aan die kante van Jeff Gerald wat op die veld is, lyk dit my. Hier is nou 'n klomp plaasvervangers wat nou hier opkom.
absoluut dag gedaan. En dan Hermanus wil nog 2 punte byvoeg as die bal voor die palle, tussen palle deurgeskop word. En nou is dit hierdie telling wat aangroei. Die telling wat aangroei nou na 45 punte teenoor die 12. Durbanville wat voorloop in die staan met 45 punte teenoor 12 as ek reg is. Hy was kinderreg is 45-12. En Durbanville wat nou self 'n klomp veranderings ook gemaak het, lyk my al die reserves op, maar aan kom absolute skitterende wedstryd so ver op 8 man. Absolute skitterende wedstryd. En dit is nou aan die kant van lyk my dit is Alexander Klein wat die bal afgeskop het. Hierdie bal word verveld afgeskop deur Joubert, gaan hierdie bal uitskop. Nee, hy kry hom nie uit hier. Nou sê hy weer dan die hande van Alexander. Alexander laat loop daarna sy nommer 20, dit is Godfrey. Godfrey, die palle word gelig, sy bene word onder hom uitgehaal. En dan is dit weer Alexander wat daardie bal wil vinnig kry. Dan kom hy uit na Frank wat self 'n baie goeie wedstryd speel, die nommer 6 flank. Skeieregter wat sê vir die manne was onkant lyk dit my. En dan word daar vinnig gespeel nou. En dan word skeieregter sê hulle was nie 10 tree weg nie. Manne van Durbanville was nie 10 meter weg nie. 10 tree nader. En Karl Alexander wat ja, hy wys 10 meter weg, hulle moet 10 meter weg wees. Karl Alexander wat nou sit Lyle Hendricks wat gaan kantlyn toe skop, die kaptein. Hy gaan die kantlyn opsoek. Lyle Hendricks natuurlik 'n baie goeie speler, maar ek moet sê die manne van Durbanville wat hom soos 'n volkdoppel, hy het geen kans gehad tot dusver in die wedstryd hier. Hy het nie baie spasie gehad hier. Die verdediging wat hom soos 'n volk toe dopgehou het. En dit is nou 'n lyn staan aan die oorkant van die veld, halfpad tussen die 10 meter 8:22 en die kwartlyn oor die koppe, as dit Pieters wat die bal in die hande kry. Hy skop die bal hoog in die lug op en dan word die bal tog in die hande gekry daarso deur Karl Alexander van die reserve en dan laat loop hy die bal hierso na Jaggers. Jaggers gaan nog vasloop. Hy gaan vasloop teen Pieter Smit en dan die bal wat laat verlore gaan, maar dan is dit nou nog steeds aan die hande daarso van hulle nommer 17 is Dan Creer en het Durbanville hierdie bal afgeneem. Skeieregter sê nee, dis nog steeds in die hande van Herschel. Lyle Hendricks laat loop dan na Jaggers. Jaggers laat loop aan die oorkant daar na Brendan Kok wat nou center speel. Hy vorder 'n paar meter word hy vasgevat aan die oorkant daarso deur die linkervleuel Jordan en dan wil hulle die bal vinnig kry. Die bal gaan nie vinnig uitkom nie. Dit hulle Durbanville wat pragtig meedinge. Die bal word stadig gemaak. Dan gaan die bal nou in die hande daar van Karl Treter. Karl Treter, hy word vasgevat. Die skeieregter wat sê die bal laat verlore gaan. Hy slaan ongelukkig die bal aan en hy aanslaan. Karl Treter, selfs 'n provinsiale rugby speler vir die Boland rugby speel wat die bal aanslaan. En nou het ons 'n vaste skram. Vaste skram nou oorkant van die veld. This try was good and he's worked hard, so let's just wait and see. In die stadium 'n vaste skram. Skeieregter wat daar praat met die Ons die laaste 10 minute van hierdie wedstryd, seker nog so 10 minute speeltyd oor in hierdie wedstryd. Bietjie meer as 10 minute speeltyd oor. Vaste skram oorkant van die veld. Manne van Durbanville wat voorloop met 45 punte teenoor 12. Lefleur wat hierdie bal gaan ingooi. Nee, ek dink dit is die plaasvervanger op die veld is, as ek vinnig kyk. As ek vinnig kyk is dit die plaasvervanger Teniel Koen, miskien wat op die veld is, nie seker nie. Plaasvervanger lyk my Koen wat op die veld is. Nou in die hande van Joubert. Joubert lang aangee hierso na Losper wat hom vasloop. Hy laat die bal agter toe gaan, maar lyk my die bal kom van een van die hande. Dan sit die manne van Teniel Koen wat wegbreek dan met die bal. Skeieregter sê nie, daar is nie genoeg voor nie. Aanslaan. 2 aanslaane. Eerste was van die manne van Durbanville, toe die manne van Herstel. En hy kyk, maar dit lyk my dit is nommer 1 Teniel Koen wat op die veld is. Is 2 name, ek weet nou nie of dit Teniel Koen of Gerrit Skols is nie.
nou nie seker nie, as ek naam verkeerd het verskoon het, my span lys sê vir my is Daniel Koen of Gerard Skols, ek weet nou nie wie is dit nie. So as ek verkeerd het, ek gaan maar net na die nommer 9 verwys. Die reserve nommer 9. En dan sit Grant Alexander wat hierdie bal gaan ingooi nou. Pragtige vertoning wat ons hier sien van die voorlopers in die stadium, Deurbel. Absoluut 'n baie goeie wedstryd. Ergens sê goeie en vast is, en dan sê die skram wat grond toe gaan, skeieregter self al twee voor hy gelyk grond toe gaan. Maar Deurbel wat absoluut baie goed skram. En ek dink ons gaan as dit van 'n stel hierdie bal kry, is die kans baie goed dat die agste man hierdie bal gaan optel, laat loop hier na Lyle Hendricks en Stuart Jacobs, twee baie gevaarlike spelers wat die steelkant gaan opsoek. Ek het amper so vermoed hulle gaan die steelkant opsoek as hulle hierdie bal vinnig kan kry in hierdie skram. Hulle is onder geweldige druk in hierdie fasette van die spel teen die span van Deurbel. Carl Alexander wat hierdie bal moet ingooi, die skeieregter wat die manne daar laat bind. En dan is die skram wat gevestig word. Hendricks wat die bal ingooi. Deurbel wat pragtig skram, Deurbel wat baie goed skram. Hier kom die kantlyn en Lyle Hendricks, ons gesê het, Lyle Hendricks wat baie fyn opgehou. Hy kry die bal nie weg na Skols en Jacobs toe nie. En dan sit die Joubert wat die bal afneem weer in die hande van Hannekom wat 'n skitterende wedstryd speel in die tweede helfte. Hannekom wat die bal vasmaak. Nou is dan die hande daar so van Staples word vasgevat, hy word so 'n paar keer teruggedra in die verdediging. Dan sit die nommer 9 reserve wat die bal gaan kry. Die bal kom bietjie stadig, hy gaan 'n lekker Gary nou, hy gaan hierdie bal ver veld af ja. Onder die bal is 'n Brandon Kok wat hierdie bal uit die lug uit gevat. Pragtig vat hy die bal uit die rug en hy word vasgevat daar so deur twee spelers van Deurbel. Dis die van der Stel wat hierdie bal wil terug hê. Hulle wil die bal hy kry 'n bietjie stadig uit in die hande van Hendricks. Carl Alexander swak aangee. Nou sit die Jaggers wat moet terugval. Hy word binne sy eie 25 word hy besit betrap deur die reserve nommer 9. En waar gaan die bal uitkom? Dan sit Frank wat die bal optel. Dan sit aan die hande weer van Alexander. Aan die oorkant is dit nou lyk my dit is Skols van Jacobs wat hardloop. En dan sit daar pragtige verdediging aan die kant daarso. Was hy en wat Bront ver gehardloop het. Maar ek moet sê, dit was skitterende verdediging daar aan die kant van Deurbel. Pragtige verdediging. Dit het amper gelyk of Enver Bront reg deur is. Maar dit is dit is 'n pragtige verdediging aan die kant van der Stel. Pragtige verdediging. So amper was dit Enver Bront wat daar deur was. Maar dit is Deurbel met pragtige verdediging wat hom van agter af plat getrek het. Ek kon net nie lekker sien nie. Dit af van my gelyk het Radyn die onderkaptein is wat hom plat getrek het daar. En dan is dit die manne van der Stel wat nog 'n plaasvervanger opbring. Ons kan nou ongelukkig nie sien hoe baie mense hier voor ons. Milford wat die bal uit die lug uitpluk, met die bal aangeslaan. Het die bal verloor. Skeieregter sê bal is aangeslaan deur die manne van Deurbel. Ek moet sê dis 'n baie goeie woelige flank die nommer 7 van der Stel. Carl Milford self 'n baie goeie wedstryd speel. En dan ook Stuart Jacobs hierdie heel agter van der Stel, baie gevaarlike speler. Brandon de Kok wat van skramskakel af geskuif het nou. Lyk my speel heel agter en Stuart Jacobs speel hier op die linkervleuel. Die vaste skram is Lyle Hendricks wat nie baie kans gekry het vandag nie. Hy's ongelooflik baie goed aan bande gelê deur die manne van Deurbel. Baie goed aan bande gelê is dit 'n vaste skram is en dit is Carl Alexander wat hierdie bal gaan ingooi. Wag vir hom agter, hy wag vir hom 'n goeie skram nou deur van der Stel. Jaggers het die bal. Jaggers laat loop na Hendricks. Hendricks lang aangee nou in die hande van Jacobs. Jacobs hardloop by vorder. Hy het so twee manne wat hy moet loop, maar dan word hy vasgevat. Pragtig word die bal afgeneem. Lyk my daar aan die oorkant en dit lyk my dit is Jeff Gerald wat die bal afneem en die skeieregter sê hulle het deur die bal geduik manne. Dan sit Carl Hendricks wat vinnig speel in die hande van Jaggers. Jaggers is natuurlik 'n baie goeie speler. Hy het vir die Valke Provinciaal gespeel. Dan gaan hy die bal beskikbaar stel. Nou sit daar aan die hande van hulle agste man wat self 'n baie goeie wedstryd speel. Dit is
is Carl Trieter, ex-Boland speler. Dan sit daar in die hande nou daarso van Brendan Valentine. Valentine word vasgevat. Hulle is nou binne die 25 van Durbel. Dan sit weer in die hande daarso van Carl Milford. Hy baie goeie speler wat ons nou gesê het. Hulle wil die bal vinnig kry. Dan sit daar in die hande lyk my van een van die stutte. Dit lyk vir my dit kan aan die kant wees Dian Creer wat daar aan die bal kry. Nou is daar aan die hande van Karl Hendricks. Karl Hendricks loop na Brendan de Kok. Brendan de Kok klop een man. Hy klop twee manne. Dan is nog steeds de Kok wat vorder. Hy word gestuit nie ver van die doellyn af nie. Baie goeie loopie. En hulle wil die bal vinnig kry. Nou is hy weer daar aan die hande daarso lyk my van Brendan Valentine. Valentine met die skeieregter speel voordeel as hy nie gaan punte kry nie. Wanneer 'n strafskop kom vir die manne van der Stel. Hulle is baie naby die doellyn. Hulle is baie naby die doellyn van Durbel. Durbel wil nou keer. Nou sit daar in die hande daarso van Brendan de Kok en Brendan de Kok is oor. Brendan de Kok pragtig in die hoekie. Is 'n Brendan de Kok wat oorgaan. Brendan de Kok die skramskakel wat daar aan die hoekie oorgaan aan die oorkant van die veld. Pragtige spel wat ons nou gesien het aan die kant van der Stel. Moet sê Brendan de Kok skramskakel baie goed gedoen en nou ook ons heel agter baie goeie speler Brendan de Kok. Naam om te onthou in hierdie Super A-liga. Dis 'n paar spelers hier by Van der Stel wat baie goeie rugby spelers is. Hulle speel baie goeie aanvallende rugby. Ons gaan nog baie van hulle hoor in hierdie Super A-liga. Eerste jaar wat Van der Stel in die Super A-liga speel. En absolute skitterende spel wat hulle speel. Bal is gestel aan die oorkant. Lyk my is Jaggers op die naby die kantlyn. Hy gaan vorentoe kom. Nee, Karl Alexander lyk my. Karl Alexander die bal die trek. Nee, ongelukkig hy kry net nie genoeg voete nie. Net nie genoeg voete nie. Baie moeilike skop by die daar van die hoek af. En lyk my is Karl Alexander wat paal toe geskop het. Ja, Karl Alexander wat paal toe geskop het, kon net nie nog 2 punte byvoeg nie. En 'n stelling wat nou verander na 45 punte vir die tuisspan Durbel, 17 punte vir die besoekers van Stellenbosch, span van der Stel Villagers. Grant Hermanus wat spel gaan begin weer van die middelkolletjie af. Grant Hermanus wat daar na die oorkant van die veld toe skop in die middel. Is dit 'n bal wat vasgevat word, lyk my deur alle nommer 6 flank wat baie goed speel. Dit is Frank. Hy het die bal uit die lug uit gepluk. Losgemaal waar daar 'n skeieregter wat sê die bal is nou grond toe, is nog steeds van der Stel wat vorentoe gaan met die losgemaal, nog steeds vorentoe gaan. Dan sê die skeieregter op sluitjie blaas en sê dis van der Stel wat die bal ingevat het. Van der Stel wat vorentoe gaan, ongelukkig vat hulle die bal in en hulle staan is kram af. Ek dink julle wil in die stadion regtig nog skram nie. En dit is Durbel wat hierdie bal gaan ingooi. Lyk my iemand sit so 'n bietjie op hulle erke daar so aan die kant van Durbel. Lyk of hulle vleer is. Skep miskien net so 'n bietjie asem, wag net vir die manne om. Nee, hulle vleer is vervang, jammer. Ons net nie seker wie is die reserve, is dit Neil Koen, Gerard Skols, dis 2 name wat ek het. Daar's nommer 21. Jammer as die naam nie verkeerd is nie. Vaste skram is meer baie speeltyd oor in hierdie wedstryd nie. Tydloop uit vir die manne van die besoekers van der Stel Villagers. Lyk my dit is die manne tuisspan Durbel wat hulle wedstryd gaan wen. Nog onoorwonde sover in Super A-liga. Pragtig skram weer aan die kant hierso. Nou is dit die bal in die hande daarso van die nommer 9 laat loop hierso. Nou in die hande daarso van Gerald. Gerald die voor nog steeds. Hy word vasgevat. Hulle wil hierdie bal vinnig kry. Hulle gaan hom kry. Hier kom hy nou weer in die hande. Dit lyk my daarso van pragtig is dit daarso. Pragtig is dit. Roan Loubser wat gaan druk. Die skeieregter sê die bal verloor in die doelgebied. Ongelukkig is dit. Lyk my dit is nommer 9 Roan Loubser wat die bal aanslaan toe hy die 3 wil druk. Dis hartseer is dit gebeur. Hy sê vir die manne, jammer manne. Sulke dinge gebeur, hulle slap op sy hande. Ja, lyk my dis Roan Loubser, skitterende speler. Dis nie altyd lekker as dit gebeur nie, oor die doellyn om die 3 te druk, dan verloor hy die bal. En hy gaan nog lank gespot word. Geen verbaas wees as hy na die tyd vir elkeen 'n ronde moet gaan koop nie.
Hy gaan verseker deur die span gepenaliseer word en dit gaan hom 'n ronde kos. Baie goeie span gees tussen hierdie manne. Dit kon 'n wenpunte gewees het in 'n baie gelyk opstryd. Maar pragtig is dit Roan Loubser. Ons het gesê toe hy opkom, hy's 'n baie goeie speler. Hy's 'n harde speler wat ongelukkig die bal aanslaan net weer die 3 wil druk. Man is 'n vaste skram onder die paal 5 meter van die doellyn af. Reg onder die paal. Skeieregter wat die manne gaan laat bind. As meer bal speeltyd oor nie en dit is Alexander wat hierdie bal gaan ingooi onder sy paal. Skeieregter vandag gaan met die manne praat en vir hulle sê wat hy wil soek. Sê manne, kom ons doen die dinge nou reg. Die wedstryd is amper by. Goeie wedstryd ons hier gesien het. Van self wat baie goeie reeks van homself. Hulle is onder groot druk. Hulle is onder groot druk van die manne van homself, maar die skeieregter sê dis die manne van Deurbel wat opskram, strafskop aan die manne van der Stel. Moet sê hulle skram was onder groot geweldige druk gewees. Karl Hendricks vra wat moet ek doen? Hulle gaan vinnig speel van hulle doellyn af. Dit baie gevaarlik in die hande van hulle nommer 7 Karl Milford. Milford word vasgevat. Hy is so 10 meter van sy doellyn af. Dan laat loop hulle die bal. Nou is hy weer aan die hande daar so lyk my van hulle nommer 14. Hy word vasgevat, die skeieregter wat staan daar uit. Ek gaan weer 'n strafskop kom. Hier gaan weer 'n strafskop kom lyk dit my. Ja, hier kom hy nou strafskop aan Deurbel. Bal word vasgehou word. En ons het Deurbel wat vinnig speel. Deurbel wat daar vinnig speel. Hulle ek kan nie lekker sien wie daar vorentoe gaan het nie. Hulle wil die bal hê. Nou sê daar in die hande van lyk my is Andre Hannekom wat probeer deurgaan. Hannekom wat die bal opgetel het. Nee, is nie Hannekom hier staan Hannekom hierso. En dan is ek skeieregter aan die hand op sê ek daar's die 3-0. Daar's die 3-0. Ons gaan nou kyk wie gaan opstaan. Nou kyk wie gaan opstaan met die bal. Maar nou kyk wie staan op met die bal. Nie seker wie daardie 3 gedruk het nie. Ek is nie seker wie daardie 3 gedruk het nie. I'm not sure. Maar gelukkig was dit nie 'n baie duur fout aan die kant van Roan Loubser nie. Nie baie duur fout en ek moet sê Grant Hermanus wat hierdie bal gaan stel. Kyk of hy nog kan 2 punte byvoeg. Grant Hermanus, ek dink dis die einde van die stryd vir die manne van der Stel as hy bal kom. Hy tref hierdie bal skitterend. Hy tref die bal pragtig en hy sit hom tussen die palle deur in die middel uit die kant van die kantlyn af. Baie goeie skop deur Grant Hermanus. Skitterende skop. En dis die telling wat nou opskuif. Ek dink ons nou in die 50-tal en 52 punte teenoor 17. Baie groot telling hier so aan die kant van Deurbel. En Karl Alexander wat gaan afskop van die middelkolletjie af. Lekker lang ene. Onder die bal, lyk my is dit Pieter Smit die kaptein. Pieter Smit hy maak die bal vas, hy wil die bal beskikbaar stel vir sy manne. Hy kom nou in die hande hierso van Tuso laat loop hier na Joubert word vasgevat hierso deur hulle 2-3 spelers van die manne van der Stel. Hulle dram terug en dan is dit werklik waar van der Stel wat die bal afneem en dan is dit Karl Trieter wat die bal vorentoe vat, 'n baie goeie speler. Dan is in die hande dan is van Jagger nie baie goeie aangee nie. Hy gee die bal agtertoe, maar ongelukkig is dit skeieregter sê daar's nie voordeel gewees nie. As die voordeel gewees nie, hy het voordeel gespeel hierso vir die manne van der Stel. Vaste skram, manne van Deurbel wat die bal verloor het. Al meer baie speeltyd oor nie. Die man van die wedstryd wat ons aan die stadion gewys het, baie moeilike keuse. Baie moeilike keuse wat ons hier gehad om die man van die wedstryd aan te wys. As Pieter Smit, die kaptein daar sit, lyk my het 'n kramp. Man het baie hard gewerk. Die normale agterman speel vandag nommer 7 flank, maar ek moet sê dit is Andre Hannekom wat ons aangewys het as die speler van die wedstryd. Baie moeilike keuse gewees hierso. Hier's 'n paar manne wat werklik baie goeie rugby speel in die kant van Deurbel. Ons wil uitsonder Grant Hermanus wat 'n skitterende wedstryd gespeel het en dan ook so Carlo van Green in sy debuutwedstryd vandag vir die manne van Deurbel.
'n baie goeie wedstryd, 'n baie goeie slot, goeie kandidaat gewees. Lefleur 'n baie goeie wedstryd gespeel, self 'n baie goeie wedstryd en dan so ook Etienne Swart die monster, baie goeie wedstryd. Maar die paneel besluit dat die man van die wedstryd gaan wees aan nommer 8 André Hannekom wat absoluut 'n reuse wedstryd gespeel het, 'n skitterende wedstryd gespeel het. En dit is André Hannekom wat aangewys is as man van die wedstryd. Skeieregter wat so vletjie blaas, hy sê die bal is die skram is grond toe voor die bal regtig in is. Hy wys die skram bietjie rond geswaai, rond beweeg, maar ek soek 'n stabiele skram. Ons is nou nie doodsnikke van hierdie wedstryd. Baie dankie aan die borge wat hierdie dag moontlik gemaak het. Wonderlik om al hierdie toeskouers hier te sien, 'n groot skare hier vanmiddag hierso in Durban. Baie groot skare en heerlike rugby wat ons sien. Groot skare, heerlik saam gekuier. Paviljoen is vol, die banke is vol, reg om die stadion is dit toeskouers. Groot wonderlik om te sien die ondersteuning wat klap rugby in die Weskaap geniet. Wel gedaan Durban vir 'n wonderlike dag, vir 'n wonderlike wedstryde wat ons hier sien. Skeieregter wat so vletjie blaas. Nou is dit die manne van Karl Hendriks Alexander wat pragtig die bal loop na Jaggers. Jaggers sny binnekant toe. As dit 'n strafskop was van die manne wat ingeskram het. Hier gaan die bal nou uitkom nou in die hande van die heel agter daar so my word vasgevat Jacob. En dan sê skeieregter hand omhoog gesien kom nog voordeel vir die manne van der Stel. Dan sit in die hande daar so lyk my van Duan Creer, my word vasgevat. Hele skeieregter nog steeds voordeel speel. Hy speel nog steeds voordeel as dit Alexander is wat 'n tikskoppie gaan gee en Alexander en nog steeds Alexander en Alexander my word opgedra en dan word die bal verloor en dan is die bal wat lyk my agter toe kom van der Stel wat nog steeds die bal het. Hulle het nog steeds die bal Durban wat die bal afgeneem het. Die skeieregter se arm wat weer omhoog is. Lyk my kom weer 'n strafskop aan die kant van der Stel. En die bal wat verlore gaan. Hier kom moeilikheid hier vir iemand, lyk my hier gaan 'n kaart kom, weet nie wat daar gebeur het nie. Skeieregter daar vir Pieter Smit nader roep af vir Pieter nader. Ja, gelukkig nie nog 'n kaart nie. Hy sê vir Pieter wat daar gebeur het. Kon nie daar sien nie wat daar gebeur het nie. En dit is van der Stel wat 'n tikskopie gevat hier in die doodsnik van hierdie wedstryd. Kyk, wil nog kan bietjie nog 3 kan druk. Hulle het daar reeds 3 gedruk. En dan sit die manne van der Stel wat losgemaal het. Wat sê die skeieregter? Die 3 is daar, van der Stel wat nog 'n 3 druk. 'n Bonuspunt vir hulle hierso in hulle wegwedstryd teen die manne van Durban. Ek moet sê vir 'n span wat die eerste jaar in die Super A Liga speel, is dit die manne van der Stel wat baie goed doen. Baie goed. Hierdie manne gaan nog baie goeie rugby speel. Hulle gaan nog baie ander spanne in die Super A Liga ooraan sit. Hier is baie goeie spelers en ek is seker die uitvletjie gaan na afloop van hierdie skop gaan die uitvletjie blaas. Baie goeie 3. Dink is 4-3 as ek reg onthou aan die kant van die manne van der Stel. Maar dit is Alexander wat vorentoe kom. Hy sit die bal tussen die palle deur en dit is die einde van die wedstryd. Die einde van hierdie wedstryd en welverdien is dit die manne van Durban wat hierdie wedstryd wen. Met 52 punte teenoor 24. Wel gedaan aan die manne van der Stel, al die pad van Stellenbosch. 'n baie goeie wedstryd, baie goeie harde wedstryd wat ons hier gesien het aan die kant van der Stel met ons 'n paar name uitsonder wat ons al reeds gesê het. Hulle nommer 7 flank Kyle Milford, 'n reuse wedstryd wat hy gespeel het. Hulle heel agter Stewart Jacobs, 'n baie goeie wedstryd gespeel. Matthew Alexander, hulle linkervleuel, baie spoed, baie goeie wedstryd gespeel. En dan moet ek sê hulle nommer 9 wat sekerlik van der Stel se man van die wedstryd is, Brendan de Kock, 'n skitterende wedstryd. Wel gedaan aan die manne van der Stel. Hulle het gekom in rugby te speel, maar wel gedaan aan die tuisspan Durban. Met 'n pragtige oorwinning vandag hierso en hulle wen hierdie wedstryd wel verdien met 52 punte teenoor 24 en hulle is nog steeds onoorwonde in die Super A Liga. Moenie ver weg gaan nie. Ons is nou terug met 'n onderhoud met die speler van die wedstryd en met die 2 kapteins.